Goeiedag almal, dit is Theo en die beloftes van die Here en vandag, ek sal vir jou veg, of die Here sê, ek sal saam met jou veg. 'n Lewensredder het een keer gesê, dit is feitelik onmoontlik om iemand te red solank hulle spartel en skop in 'n poging om hulle self te probeer red. Die moontlikheid dat so 'n vreesbevange spartelende mens jou as redder ook onder die water sal intrek, is feitelik 'n uitgemaakte saak. Wanneer die drenkeling egter oorgee aan jou lewensredder se hulp, sit jy net jou hand op hulle skouer en jy swem met die persoon terug strand toe. Jy weet, ons verhouding met die Here is presies dieselfde. Wanneer ons op ons eie teen die probleme van hierdie lewe probeer veg, sal ons uiteindelik sink, ons sal verloor. Wat die Here vir ons sê is, my kind, raak rustig, hou op spartel, laat my toe om saam met jou te veg. En dit is presies hierdie les wat die Here die soldate van Israel wou leer. 3 magtige vyandelike leers was besig om voor te berei om teen Israel te veg. Die leer van Israel was ver in die minderheid gewees. Maar in plaas daarvan om bekommerd te wees, lei koning Josafat sy leer om die Here aan te roep vir hulp. 2 Kronieke 12 vers 20. Onse God roep hulle uit. In ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie. Maar ons oë is op U. En luister net wat die Here se antwoord op hierdie gebed is. 2 Kronieke 20 vers 15. Wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want hierdie stryd is die saak van God. Die Here sê nie hulle moet terugsit en niks doen nie. Wat hy vir hulle sê is, 2 Kronieke 20 vers 16 en 17, trek môre af teen hulle. Julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Vrees nie en wees nie verstrik nie. Trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Het elke aanslag van die bose teen jou, elke struikelblok in jou pad, alles wat jy vandag beleef, te midde van dit alles praat die Here met jou en hy sê, staan sterk my kind, staan vas en vertrou my, moenie bang of moedeloos wees nie. Die Here wil nie hê jy moet skaam terugsit in 'n hoekie nie, nee, hy wil hê jy moet jou vyande in die oë kyk, doen wat jy kan doen, terwyl jy op hom vertrou vir hulp. Kom ons kyk na nog een belangrike opdrag van die Here aan ons in tye van stryd en nood. Eksodus 14 vers 14. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou hierdie uitdrukking, julle moet stil wees, is die enkele Hebreëse woord garash, wat beteken bly stil. Moenie 'n woord praat nie en hou jouself ook doof. Luister nie na enige iets wat mense sê nie. Wat die Here kortliks vir ons sê is garash. Bly stil my kind, moenie na enige iemand luister nie, staan jy net vas en vertrou op my. Dalk is daar iets wat jy tans beleef, wat menslik te groot lyk om te oorkom, onmoontlik om te oorwin. Dalk het jy jou werk verloor, of dalk is jy besig om duisternis te verval. Dalk is dit 'n ernstige mediese diagnose, dalk 'n gebroke verhouding met geen hoop op herstel nie. Maar jy weet ook, ongelukkig is dit so, dat as ons in moeilike situasies is ons geneig om dom dinge in ongeloof te sê. Ons luister selfs graag na negatiewe gesprekke aangaande dit wat aangaan. Hierdie skrifgedeelte is vandag 'n belofte van die Here aan jou, Eksodus 14 vers 13 en 14. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Die Here sal vir julle stry en julle moet net stil wees. Ek wil jou herinner aan daardie wonderlike gedeelte in Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet dat ek God is. Jy weet, die drukking wees stil en weet is in Hebreëus Rafa Yada, wat beteken word kalm, wees rustig en aanvaar dat ek jou God is. Here, dankie dat U saam met ons is in enige aanslag en enige geveg. U, die skepper van hemel en aarde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.